Vir vanoggend se boodskap wil ek graag net weer die Ou Testament lesing vir vanoggend wil ek net weer in die voorhof beskort. John 19 vers 23 tot vers 27a. En dit lees as volg: Mag my woorde tog opgeskryf word. Mag dit ingegraveer word op 'n monument met 'n ysterpen en lood, vir altyd in 'n rots uitgekap. Ek weet dat my verlosser leef. Uiteindelik sal hy op die aarde triomfeer. Selfs nadat hierdie siekte my vel weggevreet het, sal ek nog lewe en God sien. Ek sal hom sien. Met my eie oë sal ek hom sien. Hom en niemand anders. Tot sover. Kom ons sluit ons oë voor die magtige God. En ons bid saam, o Here, dankie vir hierdie groot goddelike voorreg, my God, wat ons, Here, in hierdie Sondagoggends-uur kan hê, Here, om vir hierdie wyle kan stilstaan voor U groot en heilige aangesig. O Here, soos altyd sê, ons verdien dit nie en ons is nie werd nie, o Here, maar nogtans sien U ontfermend op ons neer. Nogtans het U ons hierdie geleentheid, o Here, uit genade gegee, om vandag, Here, onder U woord kan vergader. O Here, U ken vanoggend ons behoeftes. U weet vanoggend, my God, wat in die harte van elkeen aangaan. U weet, o Here, wat in ons huise aangaan. U weet wat in ons lewens aangaan. Daarom sing ons die lied, I need Thee every hour. Most gracious Lord, no tender voice like Thine can peace afford. O Here, dankie dat U vanoggend na ons toe kom. Dankie dat ons vanoggend, Here, onder die uitgenooides is, o Here. Dankie dat ons vanoggend kan aansit aan die feestafel, o Here. Dankie dat ons vanoggend kan hoor van hoop, o Here, in ons hopelose omstandighede. Dankie dat U lig opgekom het, o Here, en oor U ons duisternis geskyn het. Dat U woord geopen is, o Here, dit is voorgehou, dan bid ek, spreek, Here, want die diensknegte luister. In Jesus naam bid ons dit. Met danksegging. Amen. Die woord van die Here sê vir ons in Jesaja 40 vers 8: Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van ons God bly vir ewig staan. As 'n teks wat sê, Jeremia 17 vers 7 sê, dit gaan goed met die mens wat sy vertroue in die Here stel. Die mens vir wie die Here 'n veilige vesting is. Op wie anders kan ons vertrou as die God wat ons dien? En wie anders kan vir ons 'n veilige vesting wees as hierdie God wat ons dien? As ander tekste wat na die Here verwys as 'n toevlug. En weet jy wat is 'n toevlug? Iemand of iets na wie toe ons hart loop. En hierdie toevlug is die toevlug wat ons ook vanoggend kan vind in ons omstandighede. Liewe broers en liewe susters, elke jaar het 4 seisoene. Ek wil begin by die eerste seisoen. Ek sal nie noodwendig by die begin van die jaar begin. Die eerste seisoen is lente. Seker die mooiste seisoen. En dit is waar groei begin. En dit is waar nuwe groei begin, as ek dit so kan stel. En dan kry ons die volgende seisoen, somer. Somer het gewoonlik te doen met, lente het te doen met blomme, maar somer ook. En somer is gewoonlik ook die seisoen van vrugte, waar die plant sy klimaks bereik, as ek dit so kan stel. En dan is daar 'n derde seisoen, die seisoen wat bekend is as herfs. Dit is die seisoen waar die blare begin afval. Dit is die seisoen wat die mooi plant nie meer so mooi is nie. Dan is daar 'n 4de seisoen, en dit is winter. Waar wind en weer sal kom, en 'n plantjie sal kaal uitdruk. Jy het al reg gesê.
waar wind en weer sal kom en 'n plantjie sal kaal uittrek. Dit is wat gewoonlik gebeur gedurende die winter. Waar die koue kombers van sneeu, die wat in sneeugebiede is, dikwels dig lê en waar plante soms doodgaan. Maar daar is ook seisoene in 'n mens se lewe. Daar is ook seisoene in 'n mens se lewe. Daar is 'n seisoen van groei en nuut word. Daar is 'n seisoen van blom en vrug dra. Daar is 'n seisoen van waar die blare afval en wanneer dinge nie meer so mooi lyk of mooi voel en ons nie meer so mooi voel nie. Maar daar is ook seisoene waar ons kal gestroop word deur die wind en die weer van die lewe, waar die sneeuwkombers van trane die kombers, van hartseer die sneeuwkombers, van pyn die sneeuwkombers, van honger, van eensaamheid, van seer en van verlies en ander dinge ons toedek, en waar ons baie keer voel hier gaan iets binne in ons dood. Dit is die seisoene wat ook in die mens se lewe is. Ek wil vir u vanoggend vra, in watter seisoen is u? In watter seisoen van die lewe is u vanoggend? Waar bevind u vir u vanoggend? Ek wil vir u sê, wanneer 'n mens kyk na die lewe van Job, dan leer jy maar Job het ook seisoene beleef in sy lewe. Hy het ook lente beleef waar daar nuwe groei en nuwe lewe was. 'n tyd waar Job vooruitgang gesien het, 'n tyd waar Job kinders in die wêreld gebring het, 'n tyd waar Job kinders groot gemaak word. Hy het ook somer beleef waar hy geblom het en vrug gedra het. Hy het ook herfst beleef waar die blare afgeval het en waar dinge nie meer so mooi gelyk het nie. Maar ek dink die seisoen waarin Job hier in hierdie teks van vandag is die winterseisoen. Want in hierdie teks leer ons dat Job kaal gestroop word. Dat Job, ek wil amper sê, kaal uitgetrek word deur sy omstandighede. As 'n mens kyk na Job se lewe, dan sien 'n mens seisoene verander in sy lewe. En ek wil vir u vanoggend sê, alhoewel seisoene verander, dien ons 'n God wat nooit verander nie. 'n God wat onveranderd bly. Alhoewel seisoene op die uiterste is daar liefde van 'n sekere persoon wat ook daai tyd op die uiterste is. As ek dit so kan stel. Al lê ons diep onder die sneeuwkombers van die winter van ons omstandighede, God se liefde kan ons bereik. Ek wil vir u vanoggend sê, daar is niks wat ons onbereikbaar maak vir die liefde van God nie. Die liefde van God kan ons ook bereik. Daar is niks wat ons kan toedek en wat vir ons kan weerhou van die liefde van God nie. Eikona, die liefde van God sal vir jou bereik waar jy ook is. As 'n mens die woord van die Here lees, die lewe van Job en besonder die winter van sy omstandighede, dan leer 'n mens die Job se verhaal, die winterseisoen wat hy deurgegaan het. En hierdie winterseisoen het ingesluit dat Job vals beskuldig was. Daar was valse beskuldiging wat teen hom ingebring is. En ek wonder hoeveel van ons sit vanoggend hier as onskuldig is in die skuldige bank. Hoeveel van ek en u, liewe broers en susters, sit vanoggend hier waar daar 'n vinger na ons gewys word en daar is niks wat ons optree daar dit kan doen nie, of dit is hoe ons voel. Job se vriende het ook teen hom opgestaan. Hulle het voel by hom was so tydig en ontydig, selfs toe hy foute was. Hoeveel van ons se vriende het nie ook teen ons in opstand gekom nie? Hulle wie ons weer alles gedeel het. Hulle wie jy amper sê, jou lewe opgeoffer het. Hulle vir wie jy dag en nag gebid het. Hulle vir wie jy liefde betoon het. Hulle het teen ons in opstand gekom. En dit is wat in die lewe gebeur. Job was verraai. So wat die mens kan leer is dat Judas was reeds in Job se tyd daar. En hierdie Judas was sy eie vriende. Hulle wie hom naby aan die hart gelê het. Hoeveel van ek en u sit
ook vanoggend as mense wat verraai is en verraai word deur ons eie vriende, deur niemand anders as juis hulle wie ons dikwels vriende en familie noem. Job was vernietig. Daar was op Job getrap, as ek dit so kan stel. Hy het 'n vloerlap vir sy naasbestaandes, sy geliefdes geword. Hoeveel van ons verduur nie ook vanoggend hierdie groot vernederings nie? Waar ons 'n vloerlap gemaak word. Na alles wat jy gedoen het, dan kom mense by 'n punt waar jy niks meer vir hulle kan beteken. Of dit is wat hulle sê. Hulle trap op jou. Dit wil straf mense op jou, selfs om bo uit te kom. Maar wat se bo uitkom is dit? In Job se winter was hy seer gemaak. Diep seer gemaak. Nie noodwendig ligtelik nie, maar Job was veral emosioneel seer gemaak. Job was geestelik seer gemaak. Hoeveel van ons het ook vanoggend hier met 'n rou seer? Want die seer wat ons ervaar. Nie net fisiese seer, maar emosionele seer. Weet jy, mense kan jou seker slaan tot jy blou en pers is, maar emosionele mishandeling is iets anders. Jy sit vanoggend baie van ons wat heel waarskynlik rou is in die binnekant. Wat bloei in die binnekant. Wat in die aand nie kan ophou huil as die kop op die kussing neergesit word. Job was verlaat in sy winter. In sy nood het mense vir Job versaak. Hoeveel van ons sit ook vanoggend hier soos Job? Iemand het net besluit om jou te los uit jare van verhouding. Iemand het net besluit om hierdie touw te knip na jare van die huwelik. Iemand het net besluit om hierdie familiebande te breek. Iemand het opgegee op jou. In Job se winter het Job verloor. Die woord van die Here leer vir ons in Job 1. Hy het al 10 sy kinders op een dag verloor. Al 10 sy kinders op een dag verloor. En ek wonder hoeveel van ons het vanoggend hier wat ek ook groot verloor. Hier sit vanoggend iemand wie dalk iemand verloor het wie hy of sy so bitterlik lief gehad. O Here, my kindjie was nog so klein. My geliefde was nog so, ek nog so baie beteken vir my. Here, ek het verloor. Job het ook sy gesondheid verloor. Hy was siek en hy was in pyn en ek wonder hoeveel van ons vanoggend hier, geliefdes in die Here, wat nie veel gesondheid het nie. Ek wonder hoeveel van ons bid vir beterskap, net 'n bietjie gesondheid, o Here. Vandag en 'n dag is die pyn so seer. Ons het ons gesondheid verloor. Job het in sy winter alleen gestaan. He was outnumbered during his winter. Hy was beroof tydens sy winter. Maar wanneer Job in sy bitter winter is, besef hy een ding. I know my Redeemer lives. Ek weet my verlosser leef. En ek wil vanoggend vir u sê, liewe broer en liewe suster, u wat ook deur u seisoen van winter gaan, jy wat in jou bitterkoue winter vanoggend is, jou verlosser leef. Jou verlosser, Jesus Christus, hy wat gelei het en gesterf het, hy het opgestaan op die 3de dag. Jou verlosser leef. Job se storie van winter in die boek van Job was in werklikheid 'n baie kort gedeelte van sy lewe. Was in werklikheid kom ek sê 'n fase van sy lewe. En wanneer ons voor Job sy winter ingegaan het, dan weet ons Job het ontvang van die Here en Job het 'n porsie ontvang, maar dan breek die winter aan en hierdie winter stroop hom kaal van alles wat hy het. En weet jy wat besef Job? Wanneer hy alles verloor het, hy besef hy het werklik niks nie. Hy het die Here. Maar wat Job nie dalk besef in sy winter nie, is dat God besig was om hom gereed te maak. God was besig om hom voor te berei, weet nie vir wat, vir 'n dubbel porsie. Ek weet nie hoe ek winter nie. Ek weet nie wat hy verloor het nie.
Maar die ding wat ek vanoggend vir u kan sê, God is besig om vir u 'n nuwe porsie voor te berei. En wanneer dit weer goed gaan met jou, en jy groei, en jy blom, en jy dra vrug, en jy al agtergekom en maak mense allerhande afleidings. As jy net weer 'n bietjie glans het, dan sal die mense sê, kyk hierso. Iewers is goed. Maar hulle weet nie deur wat sy seisoen is nie. En hulle weet dikwels nie wie het by jou gestaan nie. Job was 'n verloorder in die oë van die wêreld, maar hy was meer as 'n oorwinnaar deur hierdie God wat hy dien. Job het alles verloor wat die wêreld kon gee, tot 'n mate dat hy net God gehad het. Miskien verloor jy nou, maar jy sal God wen. Jy sal nou verloor, maar jy sal uitstap as 'n oorwinnaar. Aan die einde is daar niks meer wat saak maak nie, behalwe hierdie God wat jy dien. Jy sal dit besef. Maar 'n mens moet voel beteken maar die ding is belangrik, die ding is belangrik, hierdie persoon is belangrik, die ding is belangrik, tot God jou stik, tot God jou deur die winter vat, tot God jou deur die warm oond vat, waar hy alles afbrand, en jy net so alleen met God staan. Dan besef jy, maar dit wat ek dink ek nodig gehad het, hy kon nie. Maar ek het dit die Here nodig. Job se storie wys na die storie van Jesus Christus. Hoekom sê ek so? Jesus was ook verraai, Jesus was ook vals beskuldig, Jesus was ook verneder. Sy eie mense het teen hom in opstand gekom. Hy was ook seer gemaak, hy was ook verlaat, sy ander disippels het weggehardloop. Hy het alleen gestaan, he was outnumbered, hy het ook alles verloor, selfs sy lewe, maar te midde van alles het hy geweet. Hierdie God het 'n plan. Hierdie God het 'n plan. Ek wil vanoggend vir u sê, as u alles verloor, God sal by u staan. Job weet dat die ultimate is, nie die aardse lewe nie, maar 'n lewe saam met God. Vandag se teks beklemtoon dat daar 'n opstanding is uit die dood. Daar is 'n opstanding, ongetwyfeld. Daar is lewe na die graf. Jesus sê vir ons in sy woord, Johannes hoofstuk 11 dink ek, sê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe al het hy ook gesterf. Jy kan alles verloor, maar liewe broers en liewe susters, ek wil vir u vanoggend sê, moenie die geloof verloor nie. Jy kan alles verloor, maar moenie jou geloof in hierdie God verloor nie. Job kon gesê het, al 10 my kinders is dood. Dit is wat hy kon gesê het. Maar hoor wat sê Job? Job sê eerder, ek weet my verlosser leef. Dit maak nie saak wie is dood nie, my verlosser leef. Wanneer Job sy kinders verloor, weet jy wat sê Job in Job 1 vers 21? Hy sê, die Here het gegee en die Here het geneem, maar prys die naam van die Here. My mense, of ons nou verloor in hierdie wêreld, dat is altyd die naam van die Here prys. God het 'n groter plan, partykeer 'n plan wat ons self nie verstaan nie, maar glo my, God het 'n plan. Ons is dalk verloor tussen die oë van die wêreld, maar my broeder en my susters, die woord van die Here sê, julle is meer as oorwinnaars deur Christus wat julle die krag gee. Jy kan net wen as jy eers verloor het, want jou oorwinning is daar. Dit maak nie saak hoe erg is jou winter nie. Dit maak nie saak wat jy verloor het nie. Onthou altyd, jou verlosser leef. Na die winter breek die lente weer aan. En na die lente breek die somer weer aan. Dit mag dalk nie in hierdie lewe wees nie, maar in die ewigheid sal dit gebeur. Al voel dit soms die winter wil nie klaar kom nie, wil ek vir u vanoggend sê, onthou daar is net een gedeelte wat winter is. Jou dubbele porsie wag op jou. Maar nou is God besig om jou voor te berei. Is God besig om jou kalm te skrik vir dit wat hy vir jou voorberei. Wat kan ek wen as ek verloor? Wat kan ek wen as ek verloor? Ek kan die Here wen. Ek kan God wen. En as ek God het, sê Dawid, het ek alles. My winter is here, but I know
mag die Here sy woord in ons harte seën. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons nou, Here, kon gekyk het na die seisoene in ons lewens. Here, partykeer is iemand besig, Here, om deur die lente en die somer van sy lewe te gaan. Maar terselfdertyd, o Here, is daar ander mense wat deur die uiterste winteromstandighede gaan. Mense, Here, wat vanoggend tot aan, o Here, trane stort, nie noodwendig oor die wange nie, maar trane in hulle binneste. Mense wat groot verloor het, o Here. Mense wat opeens op 'n tyd, Here, vir ander mense 'n lig was wat 'n vloerlamp geword het, o Here. Mense, o Here, wat alleen gelaat word, o Here. Mense wat verstoot word, o Here. Maar dankie dat ons kan weet wanneer ons so alleen staan in ons winter, dan staan die Saterdags. Here, help ons dat ons sal besef, o Here, ons verlosser lewe. Ons verlosser lewe. Dit maak nie saak wat ek deurgaan nie. My verlosser lewe. Here, help ons ook om te weet dat wanneer U vir ons deur die winter vat, dat U vir ons voorberei, Here, vir 'n seisoen wat U vir ons, Here, 'n dubbel porsie voorberei. I know my Redeemer lives. Dat dit altyd, Here, in ons harte oor en oor gaan. U sien die woord in ons harte. Ons bid dit kinderlik in Jesus naam.